oulik. Baie oulik. Radio Fynbos kuier vanoggend hier by ons mooie tuin op die Brak. Nou vanoggend gaan dit nie daaroor gaan om beter te kan sien nie, my kind, maar om beter te kan hoor. Ons staan nou vanoggend by die plant wat se naam is Leonotus. Nou Leon staan vir leeu en Otus staan vir eer. So kom ons luister net bietjie wat hierdie plant sê. Ja, ek hoor vir jou. Jy sê die mense moet lekker kuier saam met hulle familie en mag almal 'n wonderlike feestyd hê. Dis Desember maand. O, dis die maand van feestyd. Kom laat ons celebrate. Kom ons gaan plant. Dis S.B. Williams. Ek is Anna Francis. Dit is so dis 8. So plant ons tuin op die Brak. Die wilde dagga is bekend as die lion ear. Hy kom in appelkooskleur, diep oranje, geel en wit. Hy is baie bekend in Suid-Afrika. Hy kom oral oor in Suid-Afrika voor. Tot in Limpopo, KwaZulu-Natal. Die wilde dagga word so 2,3 meter en dan sy breedte is 1,5 meter hoog. Dit blom so in April en dan blom dit weer so van September maand tot so tot Desember. Hy is 'n maklike plant om te plant. Hy groei maklik. Hy kan in enige grond geplant word. Jy kan hom baie komposteer. Komposryke grond. Gee hom water so plus minus 3 maande. Dan sal hy groei. Nee, wilde dagga is die familie van dagga nie. As familie van die muntplant. Die wilde dagga kan gebruik word soos vir suikersiekte, slangbyt en spinnekopbyt en hoëbloedpresse. Hy loop verskriklik baie sunbirds. As 'n verskeidenheid van hulle. En dan is dit ook vleiende insekte. Die bye is ook lief vir hom. So hy het baie nektar vir baie soorte kriteria in die plante lewe. En SP gaan ons hierdie plant in julle kwekery kan koop. Ja nee, dit sal definitief daar in die kwekery koop hê. En dit is goed. Julle het saam met ons nou gekyk na episode 8 van So Plant Ons hier by Tuin op die Brak. En van ons kant af hoop ons julle het 'n geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar en geniet elke oomblik saam met julle geliefdes. Dit is nie verniet die feestyd nie. Gee my sterretjie. Did you know the average yawn lasts 6 seconds?